sy. Nou, ons tema vanmôre kerk is, wie se stem spreek oor jou lewe as die son sak. En ons teks van oordenking is in Spreuke 15 vers 3. Die woord sê, op elke plek is die oë van die Here. En hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. En daar is nog 'n bewys, kerk, dat ons vanmôre lees in die woord van God, dat die Here vir ons baie duidelik maak, dat op elke plek, maak nie saak waar die plek is die oë van die Here. Dit beteken net een ding, daar is absoluut geen donker plek waar jy kan gaan sit en dinge doen waar die oë van die Here nie is. En hy sê verder, hy aanskou die goeies en die slegtes. Nou, as ons vanmôre dink aan hierdie tema, wil ek begin deur te sê, die meeste van ons maak daagliks reg om so teen 10:00 in die aand tot rus te kom. Amen. Nou, hoe ouer jy word, hoe vroeër raak dit, nee. Nou, ons was al op 'n stadium al 7:00 in die aand in die bed, nou ja, maar ons gaan nie daar gaan nie. En van ons al is so 6:00 in die oggend al weer op en aan die gang. Van ons dalk nog vroeër, maar kom ons gaan met 6:00 vir nou. Dit beteken dat daar so 8 ure is wat ons eintlik kan slaap, as ons gelukkig is. Die norm is dat ons 8 tot 9 ure werk elke dag, behalwe as jy vir jouself werk, dan werk jy baie lang. Met ander woorde, as jy jou eie tyd in konsiderasie belou, of eerder jou vrye tyd, dan los die dag jou met so om en by 7 ure, wat jy vir jouself kan hê. Waarvan jy plus minus 1 uur tot 2 ure gebruik om klaar te maak, hang af hoe lang jy so laat. En plus minus 2 ure om alles reg te kry wat kos en voorbereidings vir môre toe te laat voor jy gaan slaap. Dit los jou met so 3 ure wat jy vir jouself het vir die dag. En tussendeur hierdie besige skedule maak ons tyd vir die Here ook, of sal ek sê ons behoort. En omdat tyd iets is wat ons nie het nie, is die tyd wat ons in die Here spandeer gewoonlik die gedeelte wat in die kortste end trek. Dis wanneer ons so vinnig gou 'n versie wil lees en vinnig 'n gebedjie doen, net sodat my gewete daarom net kan rustig raak en vir myself kan sê, ek het ons nou daarom gelees en gebid. Dan raak sommige van ons nog aan die slaap hier onder die gebed ook. En hoe minder kwaliteit tyd ons saam met God spandeer, hoe moeiliker raak dit vir 'n kind van die Here om 'n heilige lewe te lei. Dis wanneer dit makliker begin raak vir ons as gelowiges om te doen net wat ons wil, te sê wat ons wil, te reageer net soos wat ons wil, omdat ons nie daardie nabyheid van God in ons lewe ervaar. Kom ons wees eerlik vanmôre, as jy 'n kind van God is wat elke dag genoegsame tyd saam met God en sy woord spandeer, sal jy altyd streef daarna om God se beeld te weerspieël. Sê jy saam met my? Amen. Hoe meer tyd ek in God se teenwoordigheid spandeer, hoe nader beweeg ek aan God. En hoe heiliger begin ek te lewe. Daarom is dit so bitter belangrik dat ons tyd maak vir die Here en tyd maak vir die woord. Ek wil vir u sê vanmôre, wie tyd met God spandeer, word daagliks sterker in die stryd wat ons elke dag het. Hier is niks niets vir u en vir my nie, u weet dit en ek weet dit. Want soos 'n boom water nodig het om te lewe, het ons God se woord nodig om geestelik te kan groei en sterker te kan word en sterk te kan bly
gedurende jou daaglikse stryd? Wie van u het nie daaglikse stryd nie? Almal van ons het. En omdat ons tyd saam met God spandeer, maak dit ons sterker in ons gees om teen hierdie stryd te kan opstaan en dit te kan deurmaak. Psalm 1 vers 2 tot 3 sê vir ons, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig. God koppel geestelike groei en wysheid aan 'n lewe wat voortdurend met sy woord besig is. Joshua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Ons het God se woord net so nodig as wat hierdie ou liggaam kos en water nodig. Kan ek 'n amen kry? Amen. Dit is hoe nodig ons God het in hierdie lewe. Daar's 'n pragtige lied wat Samantha sing. Dit is eintlik so mooi. Dis een van Jimmy Swaggart se voorstanders. Samantha sê, Lord, we need you more than we need the sunshine. En wie van ons kan sonder die sonskyn lewe? Daar's niks wat sal groei is van sonder. Dan sê sy verder, Lord, we need you more than we need the rain. Wie van ons, en wat kan 'n bestaan maak sonder die reën? Absoluut niks. Dan sê sy laastens, Lord, we need you more than we need anything. Ons kan dit vanmôre sê, ons het werklik waar God meer nodig as wat ons enige iets in hierdie lewe nodig het. Matteus 4 vers 4 sê, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Met ander woorde, kerk, jou grocerykaste kan vol wees, jou yskas kan vol wees, maar as jou hart leeg is van God se woord, het jy niks in die lewe. Ons leef in 'n wêreld waar mense daagliks gebombardeer word met verskillende menings, waardes, versoekings en leuns wat verwarring saai oor wat reg en verkeerd is. Baie mense probeer hulle lewens rig volgens hulle gevoelens, populêre opinies of die veranderde standaarde van die samelewing. Maar dit laat hulle dikwels verdwaald en onseker voel. God se woord is egter soos 'n lamp wat die volgende tree voor ons verlig en soos 'n lig wat die pad vorentoe wys. Gee dit nie net kennis nie, dit gee nie net kennis nie, dit gee ook wysheid om die regte besluite te kan neem in jou lewe. Om sonde te kan erken, versoekings te weerstaan en God se wil vir ons lewens te kan uitleef en dit te kan verstaan. Wanneer omstandighede donker raak en probleme ons oorweldig en die toekoms onseker begin lyk, bly God se woord onvoorwaardelik en betroubaar. Nou dit het ons al soveel keer gesê, soveel keer gehoor, dit behoort in te sink in elkeen van ons se harte vanmôre. Alles in hierdie lewe sal vergaan, maar God se woord sal bly staan. En dan herinner dit ons aan God se beloftes, sy karakter en sy getrouheid. Soos u en ek in die nag afhanklik is van 'n lig, wanneer jy loop iewers heen om nie te struikel nie. Net so het elke gelowige die woord van God nodig. Ons is afhanklik van God se woord, van die Bybel, om geestelik en ook veilig te kan handel. Met ander woorde, hoe meer tyd ons aan God se woord spandeer, hoe duideliker word die pad waarop hy wil hê ons moet loop vir ons. En minder beheer met die duisternis van hierdie wêreld oor ons denke, ons besluite en oor ons lewens. God se woord wys nie net die pad nie, maar dit lei ons na die een
wat die weg, die waarheid en die lewe is, naamlik Jesus Christus. Kan jy sien hoekom dit so bitter belangrik is om tyd te spandeer met God se woord? Psalm 119, 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Tyd met Jesus is nie 'n ekstra leksheid of 'n nice to have nie. Dis noodsaaklik vir 'n vrugbare Christelike lewe. Dis noodsaaklik dat ons weet dat wanneer ek vanaand my kop op my kussing neerlê, God die een is wie se stem oor my lewe gespreek. Soos ek vroeër reeds genoem het, baie kinders van die Here behandel hulle stilte tyd met die Here as iets wat hulle sal doen wanneer daar dalk nog 'n bietjie tyd oor is in my dag. Maar Jesus leer ons in Johannes 15 dat ons verhouding met hom die bron van ons geestelike lewe behoort te wees. En tyd is ongelukkig 'n verskriklike groot vyand van elkeen van ons. Want as jy 'n robbe dag gehad het en jy kom by die huis, is jy lus vir niks. Nie eens lus om daai portret op te hang wat jou vrou al 6 maande terug gevra het jy bedoel. Amen. Maar dit is gewoonlik wat gebeur, want die vyand is besig om ons tyd te steel en teen vanaand sal ons sit en ons besig hou met allerlei ander dinge, maar wanneer ons tyd met God moet begin spandeer, as ons skielik doodmoeg, kan nie my oë oophou nie. Ek ga ewe skielik, wat ek glad nie gegaap het, terwyl ek op Facebook so marketplace neergaan. En ek sê dit vanmôre, want ek doen dit ook. Dit is hoekom ons hierdie woord bedien vanmôre, dat dit ons kan help, sodat ons sal tyd vasmaak. Ja, dit is eintlik so maklik, maar ons doen dit nie. As jy weet, jy is uitgenooi vir 'n troue, dan is jy al 2 ure voor die tyd klaargemaak. Graveringies is aan, hartjies is gedoen, hoekskoene is aan. Kom kan ons nie daai tyd vasstel en sê, hier is my tyd saam met die Here. En ek hou nie op, voordat daar ten minste 'n 30 minute verby is. Maar wie weet vanmôre, elkeen van ons begin, en ons trek weg en ons bid. Jy bid jou longe uit. As jy klaar aan my gesê, dit is al 5 minute verby. Maar ons kan vanmôre hier staan en mekaar gesels oor land en sand, oor ure kan ons staan en gesels. Maar wanneer dit by die Here kom, dan sukkel ons. En dit is wat gebeur in elkeen van ons se lewe. En omdat ons, hoe minder tyd ons saam met God spandeer, hoe makliker word dit vir ons om weg te dryf van die Here. Dis net so. Daarom is dit belangrik dat ons onsself oriënteer om dit te doen. Johannes 15 vers 4 en 5 sê, bly in my soos ek in julle. Hoor nou mooi wat sê die woord. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. Kerk, kom ons stop net gou. Wat sê die Here vir ons? Wanneer ons nie in God bly nie, sal jy nie vrug dra nie. Jy gaan vrug dra dalk, maar dit gaan nie van God wees. Daarom is dit belangrik, bly in my, soos ek in julle. Dan sê hy, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Hoe bly ons in die Here? Spandeer tyd met die Here. Maak seker wat ek doen behaag my God wat op my kyk, soos wat die woord sê, op elke plek is die oë van die Here. Wie in my bly, hy sê ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen, sê die woord van God. En dit is die reine waarheid. Sonder God kan ons niks doen. Net soos 'n loot nie vrug kan dra as dit nie in hierdie wynstok is nie, kan ons ook die vrug dra as ons nie in God ingeënt is. Dit is maar net so. Net soos 'n loot nie vrug kan dra as dit van die wynstok afgesny is, kan 'n gelowige nie geestelik groei of staande bly teen versoekings of vrug dra vir God
sonder 'n daaglikse verhouding met Christus. Tyd met Jesus, waar ons krag ontvang vir die daaglikse uitdagings, en ook wysheid ontvang vir die belangrike besluite wat ons daagliks moet maak. Troos vind in moeilike tye en geestelik gevoed kan word deur die woord van die Here. Wanneer ons bid, die Bybel lees en sy teenwoordigheid vertoef, leer ons sy stem beter ken en word ons harte gevorm en meer soos hy te wees. Die wêreld sal altyd probeer, kerk, om jou aandag af te trek met besige skedules. Dit moet ons weet vanmôre. Verantwoordelikhede en afleidings. Ons is so besig, dat ons nie by die Here uitkom. Maar dit is die plig om seker te maak, dat absoluut niks in hierdie lewe die plek van gemeenskap met Christus in jou lewe oorneem. Want hoe minder dit gebeur, hoe minder tyd ons saam met God spandeer, hoe minder wil ons saam met God spandeer. En hoe verder ons weg van God af beweeg, hoe verder begin ons wegslaai en op die uiteinde van die dag besef ons dat my dag was 5% God en 95% wêreld. En dan vra jy jouself die vraag af. As elkeen van ons, elke aand, wanneer jy nou al jou mensies nagesê op WhatsApp, voor jy jou oë toemaak, vir die Here moet vra, Here, hoeveel van my dag het U behaag en wat ek gedoen het? Alles wat ek deur hierdie dag gedoen het my lewe God verheerlik of die Satan verheerlik? Dis die vraag wat ons onsself moet vra. En dis belangrik dat ons dit erken wanneer ons dag en dinge wat ons gedoen het deur die dag nie God behaag. Ons skedules is so vol. Ons verhouding met God is nie 'n bykomstigheid tot Christelike lewe nie, kerk. Dis eerder die fondament van jou lewe. Dit behoort die fondasie te wees van elkeen van ons se lewe. Die kwaliteit van ons geestelike lewe word grootliks bepaal deur die kwaliteit tyd wat ons saam met Jesus spandeer. Daarom is tyd met hom nie iets wat ons kan bekostig om oor te slaan. Dis iets waar sonder ons nie kan klaarkom nie, want sonder hom is ons niks en kan ons ook niks doen nie. Ek het eergisterand 'n bitter slegte nagrus gehad vir een of ander rede. 'n Mens kry mos sulke dae, want jy is so onrustig, jy kry nie geslaap nie. Môreoggend is jy doodmoeg. En gisteraand, na 'n lang dag, toe ek in daai bed klim, toe sê ek vir die vrou, nou is ek dood. Ek het omgedraai en na die slaap geraak. Ek het nie eens my Bybel gevat nie, ek het nie eens gebid. En net so na 11, en nou praat ek van, seker net voor 10, dat ons in die slaap geraak, word ek wakker en ek sit reg op die bed en ek kom agter, goedness, ek het nog nie eens die woord gevat gewees. En ek sit sommer daar op die bed en ek lees die Bybel, bid. Maar dit is so vinnig. Ons vergeet hoe belangrik dit is om werklik waar tyd te spandeer. Want ek het soveel dinge gehad om te doen, maar ek het tyd gemaak vir dit alles. Tyd gemaak om die mense op te vat, weg toe om te gaan pale ver. Ek het tyd gemaak om hulle weer te loop haal. Ek het tyd gemaak vir dit, ek het tyd gemaak vir dit. As ek in die bed klim, toe draai ek om en ek slaap. Maar toe ek my oë weer oopmaak, toe besef ek hoe belangrik dit is om hierdie tyd te spandeer saam met die Here. Het ek soveel tyd spandeer soos wat ek in my daaglikse beplanning gedoen het? Nee, glad nie. Dit bring my terug by ons tema vanmôre. As een van twee tipe lewens wat ons as mens lei. Ons lewe vir die Here of ons lewe vir die wêreld. Of sal ek sê soos die wêreld. Nou praat ek van absoluut alles wat jy doen elke dag van jou lewe. Vandat jy vanmôre jou oë oopmaak
totdat jy vanaand weer gaan slaap. Waaraan dink jy? Waarna kyk jy? Waarmee hou jy jouself besig in hierdie vrye tyd van jou? Hoe hanteer jy ander mense? Hoe reageer jy wanneer sekere dinge gebeur gedurende jou dag? As ons kon boekhou van alles wat ons van dink, alles wat ons sê, alles wat ons doen, en hoe ons optree elke dag, wat sou die resultate gewees het? Sou dit dalk 'n 50-50 dag gewees het? Sou dit dalk 'n 80-20 dag gewees het? Wat sou die persentasie wees waarin ek God verheerlik het met my doen en late vir die dag? Met ander woorde, as die son sak, met wie se stem het oor jou lewe gespreek? God se of Satan se? Daar is net twee stemme wat oor jou lewe kan spreek. Dis of die Here of die vyand. Het ek vandag God behaag in alles wat ek gedoen het, of het ek die vyand, Satan behaag? En ek wil vir u sê vanmôre, sonde bring nie die mens op slag tot 'n val nie. Sonde is nie altyd soos 'n groot gat wat ek sien. Stel jouself voor, hier's 'n vreeslike groot gat voor jou. Niemand van ons stap totdat jy in daai gat inval. Dis nie hoe sonde werk. Sonde is eerder 'n gat wat toegegooi is met die mooiste blare en takke, want jy sien dit nie kom nie. Dis iets waarin jy stap, en dit is ons probleem. Kerk, hoe minder tyd ons saam met God spandeer, hoe verder ons van die Here af beweeg, hoe makliker is dit vir ons om te stap totdat ons binne in daai gat van sonde beland. En vanaand as ek my kop neerlê, en ek myself besig hou met al hierdie goed wat God nie behaag nie, kan ek met eerlikheid sê, my lewe vandag, die vyand weerspieël, nie my God nie. Sonde is soos dryfsand. Dit laat jou stadig maar seker wegsink, tot jy op 'n plek gekom het, waar jy so stelselmatig weggesak het, dat voor jy jou kon kry, dit amper onmoontlik is om daaruit te kom. Vir die van u wat nie weet wat dryfsand is nie, dryfsand is iets waarin jy nie dadelik wegsak soos ek nou voorstel. Dis nie 'n gat wat jy daar sien. Dis iets wat jy nie van weet. Die oomblik wanneer jy vasgevang word in hierdie dryfsand, is dit feitelik onmoontlik vir jouself om alleen uit hierdie sand uit te kom. Jy het iemand nodig wat sy hand bereid is om uit te steek en uit te help uit hierdie sand uit. En dan is dit nie ook net van trek iemand uit die sand uit. Die sand is iets wat jou vashou. En dis presies wat die sonde doen. Dis iets wat jou vashou, want die vyand wil jou nie net los nie. Hy gaan jou nie net los. Hy wil hê jy moet vassit in hierdie sonde, sodat sy een stem die een is wat oor jou lewe spreek vanaand as die son sak. Dryfsand is iets waarop niemand sal gaan staan, sou jy weet dat hierdie area dryfsand is. En sonde is baie soos dryfsand. Niemand, soos ek gesê het, stap doelbewus in dryfsand in met die gedagte om vasgevang te word. Begin gewoonlik met een verkeerde tree in die verkeerde rigting. Op 'n plek wat dalk veilig of onskuldig lyk. Met ander woorde, sonde begin dikwels baie klein. 'n Kompromie hier, 'n verskoning daar, 'n verkeerde besluit hier, 'n ongehoorsame gedagte wat vir nou onskuldig lyk. En aanvanklik lyk dit asof daar geen onmiddellike gevolge van dit sal wees nie. Maar op die oppervlak is daar 'n gevaar wat besig is om jou vas te trek. Al stywer en stywer. En die gevaar van hierdie dryfsand is nie dat jou onmiddellik insluk nie, maar dat jou stadig laat sink, terwyl jy dink, ek
is nog in beheer. Dis wat sonde doen. Sonde werk op dieselfde manier as die dryfsand. Dit vernietig selde 'n mens se lewe in een oomblik op slag. Maar dit trek jou geleidiglik weg van God af. En dit verhard jou gewete en maak jou al hoe meer gemaklik met dinge wat jy vroeër eerder sou vermy. Elke kompromie laat jou 'n bietjie dieper sink, totdat jy besef dat jy nie meer staan waar jy eens gestaan het met die Here. En die ergste daarvan is, ek raak 'n kind. Daar is egter ook 'n baie belangrike verskil wat ons moet onthou in hierdie. Dryfsand het geen genade nie. Dit kan jou nie red nie. Maar wanneer sonde jou vasgevang het, is daar hoop in Christus Jesus. Hy staan nie op 'n veilige afstand en kyk hoe jy sink nie. Nee, hy strek sy hand uit om jou te red. Waar sonde jou aftrek, lig Christus jou op. Waar sonde jou bind, maak Christus jou vry. Waar sonde dood bring, bring Christus lewe. Kan ons nie vanmôre aan die Here die lofoffer gee, die beste lofoffer? Kom ons gee vir die Here lofoffer. Want sy liefde is onbeskryflik groot. Met ander woorde, sonde laat jy nie altyd dadelik val nie. Dit laat jou stadig sink, totdat jy nie meer kan staan nie. En die woord waarsku ons so mooi in die boek van Spreuke en Hebreërs. Spreuke 14:12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Met ander woorde, hierdie weg lyk oukei vir my. Dit lyk vir my reg. Maar dit is nie. En nou wanneer ek kan identifiseer, dit is nie reg nie, is wanneer ek in lyn is met God se woord en in konsiderasie van die Gees, en geïnspireer deur die Gees, in konnotasie met die Gees. Hebreërs 3:12 en 13 sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het nie. Met ander woorde, hoe minder tyd ek saam met God spandeer, hoe verder dryf ek weg van die Here af, hoe meer begin ek afvallig word van God en van sy woord. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word. Hoe langer jy in sonde bly, hoe dieper sink jy. Maar hoe nader jy aan Jesus bly, hoe meer vas staan jy. Ek luister na 'n getuienis van 'n pastoor wat self getuig hoe sonde jou kan oorval op 'n baie subtiele manier, dat jy dit self nie gesien kom het. Kerk, een ding wat ons behoort te weet vanmôre, is die vyand werk op baie subtiele maniere in die kinders van God se lewens. En sy doel is om die sonde so onskuldig en so mooi te laat lyk, dat dit vir jou voel, daar's absoluut niks verkeerd met dit wat ek nou doen. Alles lyk so mooi en so reg. Reg oor die wêreld doen die vyand. Kyk maar wat gaan aan hier rondom ons. Wêreld is boos, amen. Dit is verskriklik wat in hierdie wêreld om ons aangaan. As jy die wêreld rondom jou bekyk, sien ons baie voorbeelde van gevolge van sonde en boosheid. En 'n paar voorbeelde daarvan wil ek vir u lees. Oorloë en geweld wat onskuldige mense laat ly. Huise vernietig en lewens wat verlore gaan. Selfs jong kindertjies wat omkom. As daai bom afgestuur word na 'n stad toe, vra hy nie, wie moet hy spaar en wie moet hy laat lewe. Misdaad en korrupsie, waar mense ander uitbuit vir geld, mag of persoonlike gewin. Mensehandel en moderne slawerny, waar mense insluitend kinders uitgebuit en mishandel word.
gesinsverbrokkeling, waar verhoudings deur ontrouheid, mishandeling en selfsug vernietig word. Leuns en bedrog, wat vertroue tussen mense afbreek, wat basies nooit herstel. Hebsug en materialisme, waar geld en besittings belangriker word as God en die medemens. Rasisme, haat en verdeeldheid, wat mense teen mekaar opstel in plaas daarvan om mekaar lief te hê. Verslawings, wat mense se lewens, gesinne en toekoms verwoes. Afwysing van God se waarheid, waar mense hulle eie standaarde van reg en verkeerd begin skep, eerder as om God se woord te volg, net soos wat dit is. Onverskilligheid teenoor ander se nood, waar mense hulle oë sluit vir die lyding van die armes, siekes en die kwesbares. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Vanuit 'n Bybelse perspektief is hierdie dinge nie net losstaande probleme nie. Dit is simptome van 'n wêreld wat deur sonde geraak en beïnvloed word. Daarom sê die woord van God vir ons in Matteus 24:12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Met ander woorde, omdat hierdie ongeregtigheid al hoe meer word om ons, begin die liefde wat ons behoort te koester vir ons medemens af te koel. Met ander woorde, dit raak minder, dit raak weg, totdat jy op 'n plek of 'n punt kom waar jy absoluut niks meer omgee vir wat om jou aangaan. Tog eindig hierdie Christelike boodskap nie met die boosheid van die wêreld nie. Want die evangelie herinner ons dat hoe donkerder hierdie wêreld ook al word, Jesus Christus steeds die lig is wat in hierdie wêreld is. En dat God se mense roep om sout en lig te wees in die midde van hierdie duisternis. Daarom moet die vraag vir elke gelowige nie net wees hoe boos het hierdie wêreld geword nie, maar ook hoe getrou leef ek vir Christus in hierdie wêreld. Wie gaan die verskil maak in hierdie wêreld as ons dit nie doen? Wie gaan die lig en die sout van hierdie aarde word as ons dit nie doen? Matteus 15 vers 13 tot 16 wil ek vir u lees. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite te gegooi te word en deur die mens vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld, sê die woord. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Dan sê die woord, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Wie weet vanmôre, as jou lig so skyn, word God daardeur verheerlik. En dit is die doel van alles, is dat jou lewe God verheerlik. Ander mense wat na jou kyk en hierdie lig sien, wat in hierdie donker wêreld wandel, God word daardeur verheerlik. En dit is tog wat ons wil hê, is dat die Here die eer kry en die verheerliking kry vir alles wat ons doen in hierdie lewe. Met dit gesê, kom ons keer terug na hierdie pastoor se getuienis. Hy was vir jare in die bediening. En hy getuig en hy sê, hy het presies geweet waar hy staan met God. Wie van ons kan vanmôre dit sê? Baie van ons kan sê, ek weet waar ek staan met my God. En hy het ook geweet waar hy staan in sy huwelik. Wat baie van ons ook kan sê, dat u weet waar u staan in die huwelik, u weet waar u staan in die verhouding.
was 'n man met 'n sterk verhouding met God gehad. En ek wil hier moet nou mooi oplet hoe versigtig en subtiel die vyand te werk gaan met kinders van die Here. En omdat hy 'n geordineerde pastoor was, maak dit nie van hom iets heiligs of 'n mens sonder foute nie. Jou pastoor is nie heilig nie. Hy's 'n mens net soos jy. Hy's nie volmaak omdat hy 'n geroepe prediker is nie. En hierdie man getuig en hy sê op 'n dag kom daar 'n vrou na hom toe. En sy vra vir hom, kan ek en jy nie maar meer en groter vriende wees as dit ons heiliglik is. Luister nou mooi wat hier gebeur. Sy vra nie vir hom, kan ek en jy meer as vriende wees? Dis nie wat sy vra. Sy vra, kan ons nie maar meer en groter en sterker vriendskap hê as wat ons heiliglik het? Maar dit sou onmiddellik die motief beskryf het as sy besig was met verkeerde gedagtes en dinge. En jy moet verstaan nou, hierdie vrou is nie 'n buitestander nie, dis 'n persoon wat in die gemeente is. Dis binne in die kerk. Sy vra vir hom of hulle nie meer of groter vriende kan word. En hy sê vir haar, ek verstaan nie regtig wat jy bedoel nie, want ons is mos vriende, al vir baie jare lank. Na hierdie uitnodiging van haar, besluit hy dadelik om hierdie met sy vrou te bespreek, en hy praat met haar daaroor. En soos wat enige normale huwelikspaar dit sal hanteer hulle dit ook, en hulle besluit, okay, nou weet ons ten minste, of ons dink ons weet, wat hierdie vir ons beteken. En sê vir haar, hulle vriende, en vriendskap wat hulle het, is goed genoeg, soos wat het nou is. Heel wat later, kom die vyand, en hy stuur haar weer. Dit is presies hoe die vyand werk. Ons moet weet vanmôre, ek gee nie om hoe heilig jy dink jy is. Moenie vir 'n oomblik hier sit en dink, die vyand kan nie die mat onder my uitbreek. Moet dit nie dink nie, want dit is wanneer jy op die gevaarlikste plek van jou Christelike lewe kom, is wanneer jy dink, I am untouchable. Ek is so naby aan God. Ek en my huweliksmaat is so naby aan mekaar. Daar's absoluut niks wat kan gebeur dat hierdie mat onder my uitgeruk word. Heel wat later sien sy weer 'n kans, omdat die vorige versoek nie werklik skeiding in hulle verhouding, hierdie vriendskapverhouding gebring het nie. En sy sê weer vir hom, hoekom kan ons nie maar groter vriende wees as wat ons op die huidige stadium is? Maar die keer vertel hy nie vir sy vrou daarvan. En hierdie twee vriende begin gesels en stuur SMS'e aan mekaar asof daar niks verander het. Maar sonder dat hy dit agterkom, begin hierdie gesprekke en hierdie SMS'e al hoe meer intiem en meer privaat begin raak. Dit begin raar en so raak, dat dit iets is wat jy nie met iemand anders sal deel. En jy weet, ek sê nou net vir my vrou, ek is op 'n punt, en ek sê dit nie vanmôre om my beeld te blaas nie, maar ek is op 'n punt waar ek vir die Here kan sê, Here, daar's absoluut niks wat ek doen agter geslote deure, wat ek nie saam met die Here sal doen. Daar's absoluut niks waarin ek nou kan dink, wat ek kan sê, Here, hierdie is iets wat ek doen, wat ek weet, nie ek nie behoort te doen. As jy op daai plek van jou lewe kom, dink ek is jy besig om op die regte pad te loop. Want dis die vraag wat ons onsself moet vra, hoe ek nou optree, of wat ek doen, waarmee ek myself besig hou. Daar's absoluut niks in my lewe wat ek moet wegsteek vir God nie. Maar die vyand gebruik steeds
'n bitter subtiele manier. En terwyl hierdie pastoor weet of dink hy's op hierdie regte plek, begin hierdie dryfsand op sy stadige, subtiele manier te werk, sonder dat hy dit sien kom. Alles voel en lyk so onskuldig, want onthou sy verhouding met God is sterk, en hy en sy vrou se huwelik is op 'n baie goeie plek. Of sal ek sê, dis wat hy gedink het. Maande later begin hierdie vriendskap meer as net vriendskap word. Wat natuurlik altyd lei na 'n seksuele verhouding daarna. Ek wil vir die sê, kerk van die Here, dis hierdie goedjies wat nou so klein en onskuldig lyk, wat kort voor lank jou soos dryfsand begin insluk, sodat jy geen kans het om los te kom daarvan. En voor hierdie pastoor homself kon kry, sit hy in hierdie posisie waarin hy nooit gedink het hy homself sal bevind. Die rede daarvoor is dat sonde nie altyd kom en op slag 'n oorval bring op mense. Dit kom voor as 'n doodeenvoudige vriendskap wat later stadig maar seker die dryfsand geword het. Na maande wat verby is en die verhouding met hierdie vrou, besluit hy om uiteindelik aan sy vrou te erken wat gebeur. Hy sê hy roep haar om by hom te kom sit, want hy wil vir haar iets vertel, hy wil iets met haar deel. En hy sê in sy getuienis, die oomblik toe hy hierdie met sy vrou deel, kon hy ervaar in haar oë die bittere hartseer, die bittere seer, die bittere teleurstelling van dit wat sy hoor. Jy moet onthou, net soos wat hy geweet het, hy staan vas in die Here, hy staan vas in sy huwelik, net so het sy vir geen oomblik gedink dat hierdie ooit met haar sal gebeur. Want haar man is 'n man wat God ken, wat die Here dien. Iets wat sy nooit van haar man, wat die Here dien, vir soveel jare verwag het. Hy sê later het hy selfs die kinders is al groot, sy dogters met hulle mans en sy seuns met hulle vrouens by mekaar geroep en vir hulle ook vertel en erken wat gebeur het met hom. Kan nie vanmôre indink hoe verskriklik moeilik dit moes wees vir hierdie vrou en kinders wat absoluut glad nie hierdie verwag het nie, te verwerk, om dit aan te hoor, wat hulle verseker van enige iemand anders verwag het, maar nie van hulle pa of hulle skoonpa. Want dis mos maar hoe die lewe is. Het jy al agtergekom, as die normale ou iets verkeerd doen, die normale ou daar buite by die werk, sy vrou los, vir 'n ander man se vrou, is dit nie so 'n bietjie so nie. Maar as 'n gesiene mens, of 'n pastoor in daai strik trap, is dit voorbladnuus. Asof hierdie persoon enigstens anders is as enige iemand. Kan jy onthou destyds met Jimmy Swagger, toe hy met die tou getrap het? Wêreldnuus gewees. Hoe kan hy dit doen? Nou wil ek vir u vra vanmôre, wat is die verskil? Wat is die verskil? Daar is geen verskil nie. Behalwe dat hierdie pastoor behoort te geweet het waarmee hy te doen het. Hy behoort te geweet het dat daar 'n stryd wat hy moet veg en teenstaan. En nou wil ek ook vir u sê, vir sommige van ons is dit baie makliker om sekere dinge teen te staan as vir ander. Die vyand weet presies. Na die erkenning oor sy doen en later by sy vrou, sy kinders en skoonkinders, het hy ook by die kerk se raad gaan erkenning gee.
oor hierdie dinge. U weet vanmôre, die waarheid maak jou vry. Amen. Die waarheid maak jou vry, maak nie saak hoe moeilik dit is. Die het natuurlik seker gemaak, hy erken dit in die publiek, waarna hy hom dadelik van sy ampt gestroop het, en het so te sê alles vir sy lewe verloor. Nou sit hy dalk hier vanmôre, nou sit ons dalk hier vanmôre, en ons sê, ja, maar hy verdien dit alles. Maar ek wil vir u sê vanmôre, sonde is sonde. Jy sit dalk hier vanmôre, en jy het nie 'n buiteegtelike verhouding nie. Maar jy hou jou besig met ander dinge, met dieselfde uitwerking soos dryfsand het, op die einde van jou dag. Wat vir elkeen van ons 'n eye-opener behoort te wees vanmôre, is die feit dat hierdie dinge soms gebeur sonder dat u en ek dit sien kom. En die probleem is dat ons later begin dink, ag, dis nie so erg nie. Of dis nie regtig sonde nie. Of dit is iets waaroor ek beheer het. En ek wil vir u sê, as jy op so 'n plek kom, het jy probleem. En dis iets waaroor jy nie beheer het. Terwyl dit soos dryfsand is, waarin jy stadig maar seker besig is om weg te sak, en die oomblik as jy dit agterkom, dan sit jy voor jou vrou, jou man en jou kinders, met 'n rooi gesig en vertel vir hulle, ek weet nie hoekom of hoe hierdie dinge met my gebeur. Want niemand van ons is gevry van versoekings. En niemand van ons kan vandag sê, ek sal weet wat om te doen, as sekere dinge in my lewe gebeur. Ja, ons is elkeen anders op sy eie manier. Want vir jou is dit miskien maklik om nee te sê, maar vir ander nie. En moenie dink die vyand sal jou probeer vang met iets wat hy weet jy sterk genoeg is vir. Hy gaan nie sy tyd afstaan nie. En glo vir my, hy sal probeer totdat hy dit reg kry. Want hy is nie haastig. Hierdie het vir hom maande gevat, en hy het dit reg gekry. Hy vat sy tyd met elkeen van ons. Net soos hierdie dryfsand jou nie laat op een oomblik wegval. Net so bewerkstellig die vyand sekere dinge in elkeen van ons se lewens. Op 'n ander geleentheid vertel 'n pastoor weer 'n ander storie. Hy sê hulle is op die golfbaan en dit is sy beurt om af te slaan. En terwyl hulle staan hier, die klomp pastore en predikers op hierdie T-gedeelte waar jy afslaan, op regterhand staan daar 'n klomp sendelinge. En hulle praat oor die Here en hulle lees die woord en hulle bid en hulle gaan te kere. Nou sê hy toe hy afslaan, sodat maar, soos wat dit maar met van ons gaan, wat nie golfers is nie. Ek weet nie wie van die het al golf gespeel. As hulle my vra wat is my handicap, dan sê ek golf. Want jy kry ons 'n sekere handicap, hoe beter jy is, hoe laer word die syfer. Nou, golf vir my is slaan en soek. Want as jy daai shot geslaan en dan loop en soek jy vir daai bal. Maar in elk geval, hy slaan toe nou die dag die bal soos wat ek nou sou slaan. En min mense sal verstaan dat dit regtig kan gebeur. Nou soos hy so staan en hy moet hierdie kant toe slaan. En die mense, die sendelinge staan daar aan die regterkant. Slaat hy daai bal. Laat hy teenoorgestelde rigting gaan. Nou, glo vir my, dit kan gebeur. Dit het al met my gebeur. Dat ek slaan so toe, dan gaan my bal so toe. Dit is hoe ek golf speel. Nou, dit het al ook met my gebeur, dat ek met 'n 5-hout afslaan, dat die bal 150 meter in die lug gaan en 3 meter verder val. Dit gebeur. Nou hierdie pastoor trek daar weg en hy slaan daai bal en die bal
gaan ongelukkig nou in die verkeerde rigting. En hy tref hierdie hoofspreker reg voor die bors, op die linkerkant. Nou kyk, weet jy waar is daai baantjie? En toe die bal hierdie man tref, hierdie sendeling tref, is hy reg uit grond. En hy brul soos 'n leeu op daai grond, van daai shot wat hom getref. Daai baantjie kom met 'n heerlike spoed as hy daar uitkom. Jy sal verbaas wees hoe hard daardie skoot is as hy tussen die blaaie tref. En hy sê toe hierdie bal daai man tref, en hy tref op daai grond, toe klink hy soos 'n blou wilde bees wat geskiet is. Nou, ek weet nie wie van julle al hierdie death bellow van 'n blou wilde bees gehoor, net so voordat hy doodgaan. En hy sê dit klink so. In elk geval, nou die res van die sendelinge begin toe sommer dadelik vir hierdie man te bid wat hy op die grond lê. En die pastoor wat die bal geslaan het, sê vir homself, oh my goodness, het ek so pas 'n sendeling doodgemaak. Nou wat volgende gebeur is eintlik waaroor hierdie hele storie gaan wat hy vertel. En hierdie gekweste sendeling rol daarom en hy begin daai pastoor te vloek. Maar kyk hier broer, hy sê, nie die normale vloek nie, hy het papiere om te vloek nie. Hy sê, daai ou vloek my verf vir my af. Sendeling of nie, al wat hy toesend is die een vloekwoord na die ander. Toe vergeet hy dat hy eintlik 'n sendeling is wat by mekaar gekom het om die naam van die Here groot te maak. Soveel so dat die res van hierdie sendelinge almal met hulle monde oop staan, verbaas staan om te dink, waar het hierdie ou geleer om so te vloek? Nie net die bolt in die bors nie, maar die woorde wat hierdie man alles geuiter het, is iets verskrikliks. Maar kom ons wees eerlik met onsself vanmôre. Daardie golfbal het nie die woorde in daardie sendeling se hart geplaas wat hy geuiter het. Die woorde was reeds daarby. Die woorde was reeds in sy hart wat hy geuiter het. Al wat hierdie golfbal gedoen het, is hy losgemaak wat reeds binne in die ou is. Dis iets waarna u en ek behoort te luister en te dink, want is dit nie maar wat ons ook doen? Is dit nie hoe ons ook reageer, die oomblik as daai bal jou tref? Die oomblik wanneer iets jou trigger, dan borrel hierdie woorde uit my uit. Dit is waarmee ons die meeste sukkel. Want die oomblik wanneer iets gebeur, raak jy dinge kwyt en jy vloek en jy sweets, dat as iemand jou nie ken, nooit in die lewe sal dink dat jy 'n mens is wat Sondag in die kerk sit. En moenie vir my sê dat die bal die oorsaak is daarvan. Van wat hier binne uitkom, is wat van binne af uitkom. Dit bly hier binne. Dit wag hier binne vir die bal om uit te kom. En die oomblik wanneer dit gebeur, kerk, verloor ons punt in die Here. Dit is dan wanneer daai man wat daar opgestaan het en hierdie pastoor gevloek het, vanaand as hy sy kop neerlê, sal hy nie kan sê, die stem wat oor my lewe gespreek het vandag, voor die son sak, was God. Want hoe hy opgetree, bepaal wie hy behaag, wanneer hy vanaand gaan slaap. Hierdie pastoor getuig verder, en hy sê die volgende, ek dink wat ons so maklik vergeet, is wat in ons is wat bepaal wie ons is. Met ander woorde, mens dink, wat 'n mens dink, en wat in jou hart is wie jy is.
Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou. Nou beide van hierdie getuienisse vertel elkeen sy eie storie, maar beide van hulle gee nie eer aan God. Stem jy saam met my? Beide van hierdie manne se lewens op daardie stadium weerspieël nie die God wat hulle aanbid. Met ander woorde, as hulle self die vraag moes vra, wie se stem spreek oor hulle doen en laat as die son sak vanaand, sou die antwoord moes wees, Satan se natuur. Hoekom? Want die sonde wat hulle oorval het, weerspieël die vyand se styl en die God se. Wanneer die son sak en die dag tot rus kom, raak dit dikwels stil genoeg dat die mens se gedagtes harder begin praat as die wêreldse geraas. Dit is juis in daardie stil oomblikke wat 'n belangrike vraag na vore kom. Wie se stem het my deur die dag oor my lewe gespreek? Was dit die stem van God se waarheid of die stem van vrees, sonde, mense se opinies en innerlike skuld? Terwyl die Bybel vir ons wys dat daar altyd meer as een stem oor 'n mens se hart kan probeer gee. God se stem wat lei tot lewe, vrede en waarheid, en ander stemme wat probeer verwar, aankla of wegtrek van God af. En sy wil. Wanneer die dag verby is, word die vrug van ons keuses sigbaar. Die stem waarna ons geluister het vir hierdie dag, bepaal dikwels die rigting van ons gedagtes en emosies en selfs ons vrede. As ons deur die dag nader aan God wandel, sal sy stem ons herinner aan vergifnis, genade en lyding, selfs waar ons gefaal het. Maar as ons toegelaat het dat sonde, skuldgevoelens of die wêreldse druk ons lei, kan die aandstiltes vol onrus en veroordeling word. Tog is die hoop dat God se stem nooit opgepraat. Selfs wanneer ons dag vol foute was, roep die Here steeds met genade en herstel. Hy herinner ons dat ons nie gedefinieer word deur wat ons gedoen het nie, maar deur wie Jesus Christus is. Daarom, kerk, is die vraag nie net wie se stem vandag oor jou lewe gespreek het nie, maar ook, sal jy môre kies om sy stem eerste te hoor, voordat enige ander stem kan praat. Dis die verskil. Want die stem wat jy toelaat om jou hart te vorm gedurende die dag, is dikwels die stem wat jou gedagtes sal besoek, wanneer die son sak vanaand, en alles om jou stil begin word. Die vraag is, wie is die een wat verheerlik word deur jou lewe of deur jou dag wanneer jy vanaand gaan slaap? Of as die son sak? Wanneer alles stil raak en die dag se besigheid en geraas verdwyn, bly daar eenvoudig maar eerlike waarheid oor. 'n Mens se hart word gevorm deur die stem wat die meeste toegelaat het om jou te lei. Daarom is die uitnodiging nie om bang te wees vir die stilte van vanaand nie, maar om te sien as 'n heilige oomblik van heerlikheid voor God, met 'n kans om weer jou hart te rig, jou gedagtes te kalmeer en jou lewe in God se hande te plaas. Dis iets waarna u en ek elke dag moet streef. En dit is my boodskap vanmôre. Dis God se boodskap aan elkeen van ons vanmôre. Besluit, maak 'n keuse, wie se stem ek vanmôre eers te gaan hoor, wie ek gaan verheerlik, vir wie gaan ek verheerlik deur my dade in my dag vandag. Daarom is die uitnodiging nie om bang te wees, die stilte van die aand nie, maar om dit te sien as 'n heilige oomblik van heerlikheid voor God,
met 'n kans om weer jou hart te rig, jou gedagtes te kalmeer en jou lewe in God se hande te plaas. Jy hoef nie met 'n las van gister se foute te gaan slaap. Want God se genade is vars en sy teenwoordigheid is naby. Selfs wanneer alles rondom jou stil raak. Laat die dag eindig nie met selfveroordeling of verwarring nie, maar met oorgawe. Nie met stemme wat jou aftrek nie, maar met die vrede van God wat jou oorspoel. En as jy vandag besef dat ander stemme te veel plek gekry het in jou lewe, is dit nie te laat om terug te draai. Dis die wonderlike God wat ons dien. Die Here sal altyd bereid wees om te help. Die Here sal altyd bereid wees om jou te verander wanneer jy hom toelaat om dit te doen. Want elke nuwe begin reeds in die hart van God se barmhartigheid. En ons vandag 'n keuse maak om God se stem bo alles te laat heers. En die vrede van God, die laaste woord sal hê in jou lewe wanneer die son sak. Wanneer 'n mens besef hoe maklik die hart beïnvloed word deur wat ons dink, wat ons sê en wat ons doen, word dit duidelik dat elke keuse of weerspieëling van lig of van duisternis is. Om nie die vyand eer te gee met jou dade nie, beteken nie dat jy perfek moet wees nie, maar dat jy doelbewus jou lewe rig op God se waarheid, selfs in klein alledaagse besluite. Elke keer wanneer jy versoekings weerstaan, vergifnis kies bo bitterheid, waarheid bo leuns en gehoorsaamheid bo impuls, bring jy eer aan God en bevestig jy dat hy groter is as enige krag wat jy wil wegtrek van hom af. En die vyand se invloed verloor sy krag elke keer sal hy dit verloor wanneer jy in God se waarheid bly. Hoe nader ons aan God beweeg en hoe nader ons aan God bly, hoe swakker word die vyand en sy krag. Hy verloor sy krag wanneer 'n gelowige ophou om dit ruimte te gee. Kerk, die vyand het net soveel plek soos wat ek en u hom gee. Hy kan nie meer vat as wat jy hom gee. Die ruimte wat jy hom gee, is wat hy neem. En hy verloor hierdie krag as 'n gelowige ophou om vir hom hierdie ruimte te gee in jou gedagtes, in jou woorde, in jou optrede. En eerder bewuslik kies om God te verheerlik in alles wat jy doen. Dit is juist die gewone oomblikke van die lewe, hoe jy praat, hoe jy reageer, hoe jy leef, wanneer ander nie kyk nie, wat die ware aanbidding in 'n mens se hart sigbaar word. En wanneer God die middelpunt van jou dade word jou lewe self 'n getuienis dat lig sterker is as duisternis. En dat eer en oorwinning aan hom behoort alleen. Ek sluit af. Wie se stem gaan spreek oor jou dade vandag? Wie se stem gaan spreek oor jou lewe as die son vanaand sak en as jy jou kop gaan neerlê om te gaan slaap? Gaan dit God se wees of gaan dit die vyand se wees? Kom ons bid saam. Onse grote God en hemelse Vader, Here, dit was tyd vir ons vanmôre om opnuut net weer te hoor dat dit belangrik is dat ons onsself hierdie vraag sal vra. Dat wanneer ek vanaand na my dag, wat 'n vol dag is, maak nie saak of ek by die werk of by die huis is nie, het my dag vandag die stem van God laat spreek, of die stem van die vyand oor my lewe. Hierdie boodskap laat ons net weer opnuut besef vanmôre, Here, hoe belangrik dit is
om te wandel in die weë van God. Want wie van ons wil tog nie hê, dat elke aand wanneer ek my kop op my kussing gaan neerlê, dat God sal afkyk op my en sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vandag het jou lewe, vandag het elke daad, elke gedagte, my stem laat spreek in jou lewe. Here, ons wil U so graag trots maak op ons. Maar ons kan dit nie doen sonder U nie. Ons kan in onsself hoe hard probeer. En wanneer ons nie die hulp van God het, sal ons dit nooit reg. En elke een van ons wat hier is vanmôre, en as elkeen eerlik wil wees, kan ons almal vanmôre saamstem, dat daar is tye van my dag, Here, wat U nie behaag nie. Al is dit net in my gedagtes, al is dit hoe ek ander hanteer, of wat ek van ander sê. Behaag dit my God of nie, is die vraag wat ek myself vra. En daarom, Here, bring dit ons by die punt dat dit so bitter belangrik is om kwaliteit tyd met God en God se woord te spandeer. Want Here, ons weet vanmôre, hoe meer tyd ons met God spandeer, hoe nader kom ons aan U, en hoe nader ons aan U kom, hoe swakker word die krag van die vyand se dryfsel, wat sonde is. Ons kan nie vanmôre opstaan in onsself en sê, ek is sterk genoeg nie. Want dit is wanneer die vyand die oorhand kry. Ons kan vanmôre roem op Christus wat sê, hy is ons krag. U is ons sterkte, Here. En sonder U is ons niks, net soos wat die woord vir ons sê vanmôre. Ons het U so nodig, Here, meer as wat ons brood nodig het. Meer as wat ons die son, die reën en die suurstof in hierdie lig nodig het ons God nodig. Sal ons, soos Paulus kan sê, ek het die stryd gehad en ek het dit oorwin. Dis my gebed vir elke een van ons vanmôre, Here. As ons onsself die vraag kan vra, elke aand, sal ons al meer en meer op 'n plek kom waar ons sal sê, vandag het God se stem oor my lewe gespreek. Ons sal kom en sê, ja Here, daar's 1 of 2 of 3 plekke in my lewe wat ek gefaal het vandag. Waar die vyand die oorhand gekry het, waar die vyand se krag bo my krag gekom het. My dinge laat sê en dink en doen het wat ek nie moes nie. Maar ek dank U, Here, dat U altyd met die hand oop staan, ons uit die trek uit die dryfsak uit. Dat U altyd daar is vir ons. Maar ek bid dat ons werklik waar 'n effort maak van vandag af. En werklik waar, elke oggend as ons oop vir die Here te sê, Here, U stem is die een wat die eerste wil maak vir ons. En te wandel in die weë van God, sodat ek vanaand wanneer ek tot rus kom, met eerlikheid en opregtheid kan sê, Here, vandag het my lewe God weerspieël. Dat ek kan weet dat wanneer U afkyk op my as 'n nietige sonde, U hart sal bly wees en verheug wees
dat U sal trots wees op my, wanneer ek gaan slaap vanavond. Vader, ons weet nie een van ons is volmaak nie, weet nie een van ons is sonder foute nie, maar ek weet ons dien 'n God, wat volmaak is en sonder foute is, wat bereid is, om saam met my die pad te staan. Help elkeen van ons vanmôre, Here, om nader en nader aan God te beweeg. Dat ons weet, dat die beste plek vir die mens om te wees, is by die voete van Jesus. Daar is nie 'n beter plek nie. Help ons om beter mense te word, sodat ons die sout en die lig van die aarde sal wees, soos wat die woord sê ons behoort te wees, sodat ons die lig in die donkerte sal wees, soos wat die woord ons leer. Ek dank U, Here, vir die woord, en ek dank U dat U woord vanmôre lewens sal verander, dat ons bereid sal wees om te sê, Vader, van vandag af sal ek seker maak, ek doen my uiterste bes om my lewe te lei, my gedagtes, my optredes, my aksies, dat dit God sal waag. Dat ons sal klaar kry met die dinge van die wêreld. Dat ons die Gees van God sal toelaat om ons te verander. Dis my gebed in Jesus naam. Seën elke een wat hierdie woord gehoor het vanmôre, Vader. Maar help ons ook dat ons nie net hoorders sal bly van die woord, maar dat ons ook sal uitgaan en sal daders word van hierdie woord. Dat ons sal strewe na hierdie heiligmaking in Christus Jesus. Gees van God, help ons dat ons hierdie woord sal onthou. Wees dan die naprediker van hierdie woord en vermaan ons elke keer wat ons uit lyn uittrap, Here. Elke oomblik bid ek dat die Gees ons sal vermaan. Trek ons terug, Here, op die pad waar U wil hê ons moet loop. Is my gebed oor elke een van ons, insluitend myself. In Jesus naam. En ek dank U, ek loof en ek prys U daarvoor. Amen en amen. Amen.